the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses saam met my Henny Volsking. En vandag word ons regtig geseën met 'n gas van my, Francois Botha. En ons wil vandag 'n bietjie 'n angle vir julle wys wat ons oor praat oor ons temas wat ons in ons episodes gehad het. Maar ons wil vandag eers 'n welkom sê aan Francois. Dankie, Henny. En Francois, baie welkom. Ek wil net vir jou sê dat ons wil graag die mense net wys die eindpunt van hierdie journey wat ons begin het met hierdie Wild Horses is mense wat in diens staan. Ja. So ja, Francois is deel van die jeugspan. Hy het 'n jeugbediening onder hom en hy beweeg saam met die tieners. Baie uitdagende, sal ek sê, gedeelte van die bediening. Francois, vertel ons 'n bietjie meer van die bediening. Okay, so ons is op 'n Vrydag aand hier by mekaar kom en waar ons eintlik ons aim is om kinders te kry wat net vir 'n bietjie aandag kry. So ons kom by mekaar en ons sing, ons worship saam en van daar af is ons either ons bedien woord of ons die klein groepies of ons sal byvoorbeeld 'n spelletjie speel, maar alles wat ons doen het 'n Bybelse prinsip agter dit. So as ons 'n game speel of iets, is dit maar basies maar net om te sê daar's 'n Bybelse boodskap agter dit. Want deur speel leer kinders ook van die Here. So dis maar basies ons goed en dan is altyd maar lekker koffietjie na die tyd. Lekker social na die tyd, 'n bietjie met die kinders te gesels. Dit is so belangrik. Die kuier is fellowship. Ja. Ek dink dis hoe ons mense wen. Dis hoe ons ek dink fellowship is kort. Ons buitekant weet nie ons die fellowship nie. Ons het dit baie styf gemaak as ek die woord kan gebruik. Ja. Maar wat ek wil aanraak is wat het jou getrek na die jeug toe, die calling? Jong, en ek sit baie daar en dink dis baie keer maklik en baie keer is nie so maklik nie, maar ek dink wat my reg getrek het na die jong mense toe is die feit dat ons die jong generasie wat wegraak. Okay. As jy kyk na ons kerk en goed, jy sal sien daar's altyd daai gap van ons jong mense. En ek dink nog altyd ek het die passie gehad met jong mense. Ek het nog altyd met jong mense gewerk. En ek dink die feit dat ons nie, as ons jong mense nie nou reg leer nie, dan die tyd wat hulle kom waar ons is, wat gaan hulle die jong mense leer van die toekoms? Want ek sê nou vir jou, ons sit met jong mense wat nie eers weet waar is Genesis in die Bybel nie. Wow. Ja. So dit klink simpel, maar dit is die waarheid. En die ander ding is, ek dink die ding is dat ons daar moet regtig iemand wees wat vir die ouers 'n bietjie wat baie keer kry ons die kinders en dan kom die ouers ook kerk toe. Okay. So dis altyd daai domino effek wat plaasvind. So wat my trek het ek dink is nie die liefde vir kinders en die dinge dat ons kinders moet wegraak nie in hierdie wolle wêreld waar ons is nie. Ja. Hoe belangrik sal jy sê is liefde? Want ons lees van liefde. En die konsep van liefde, hoe belangrik is liefde in die bediening? Want jy het 'n baie uitdagende bediening. Ek dink julle kompeteer, wat ons wil nie daai woord gebruik nie, maar met die wêreld en die skedules van die wêreld. Ja. So, hoe belangrik is die liefde? En die liefde is baie belangrik. Want mense kom nie hiernatoe toe as jy bietjie as hulle nie liefde kry nie. Ons sê nie ons is walk-out nie, ons is streng, maar in perke, maar liefde is baie belangrik. Dis die lekkers dinge as op 'n Vrydag aand kom en die kinders kom nie uit en dis 'n drukkie en dis 'n handskit, dis net 'n lekker gesels. Kinders wat eintlik al in die begin van die jaar al jou boodskap stuur om te hoor, jeggie oom, wanneer begin die jeug? Want hulle voel daai liefde wat hulle kry hierso. En baie keer is dit maar kinders wat nie kry by die huis nie. So die liefde is ongelooflik belangrik. Net daai acknowledgement om te sê, hoor ek sien jou raak. Yes. Jessie, okay, jy het mooi gelees, well done. Of Jessie, ek hou van die antwoord. Net daai belangstelling, daai wat jy net vir hulle sê, hoor maar ek sien jou raak, buddy. Ek sien jou raak. Girl, ek sien wat jy nodig het. En it's fine.
En net na die tyd nog steeds daai, ewen met die fellowship na die tyd, nog steeds daai met mekaar kan praat en weet daar's nie daai judgment en daai goed nie. Want hulle weet alles wat gebeur hierso is omring met liefde. En dit is so belangrik dat ons verstaan dat as ons staan vir iets, dan val ons nie vir alles nie. Absoluut. En die liefde is die kern daarvan. Ek dink Ja. uit liefde uit is gedoen wat Jesus vir ons gedoen het. En as ons dit kan verstaan en begryp en dit oordra. So die radical kant van die kant is dit wat jy insit. Daar is soos 'n rebelse kant, nie 'n lelike rebelse kant nie, maar in hulle wil staan vir iets. Ja. Hoe speel die salwing 'n rol, sal ek sê? Die salwing wat op jou dra en op jou ministry dra. Hoe spoel dit oor na hulle toe? Hoe belangrik is daai? Dis ongelukkig belangrik. Ek dink dit is seker die kruks van alles. Kyk, ons almal is werkende mense en ons almal het eie ding wat ons doen. En as jy 'n rowwe week gehad het Yes. en jy moet op 'n Vrydag aan hier kom sit en jy het nie afgesonder en jy's nie een met die woord van God nie en jy het nie daai rustigheid van God nie. Dan kan ek nou vir jou sê jy het 'n moeilike aand. Yes. Die kinders is moeilik. Die groot mense is moeilik. Almal is moeilik. Ewen die ketel wil nie werk nie. Ja, dit is moeilik. Om te sê dat as jy kan nie kom en bedien nie. Yes. En dit is 'n wilding of ding wat ons met mense besef. Jy kom bevraag ons is nie die om kinders net besig te hou soos 'n naskoolsentrum of iets dit, maar dit is nie. Yes. Ons son is ongelooflik baie af ook. Ons het op 'n Vrydagmiddag of van 'n Vrydagoggend af is baie stil by my huis self. Okay. En waar jy regtig geen tyd saam met die Here spandeer, wat jy rustig raak en seker maak jy's in tune met die Here. Yes. Want as jy dit nie het nie, sukkel jy. Jy sukkel verseker. Dink jy dit is baie keer wat mense terughou om betrokke te raak by enige vorm van bediening is dat hulle dink hulle moet dit op hulle besige skedule doen. Hulle dink hulle moet dit op hulle eie krag doen. Maar wat die woord vir ons sê, die woord sê duidelik vir ons, hy sê dat is die salwing is wat die juk breek. Dis die salwing wat alles onder beheer hou. Dis die salwing wat deurbraak bring. Ja. Hoe voel jy daaroor en stem jy saam daar? En ja, dit is die enigheid en alles. En dit is as dit saam is, dan is enigiets vir moontlik. Yes. En dit maak nie saak hoe besig ons gedeel is nie. As God jou geroep het, hy jou geroep. Yes. En he will make a way. Die groot ding is ons altyd verskonings. Ons is altyd besig. Ou wat niks doen heeldag by die huis is ook besig. Yes. En hy is besig om niks te doen nie. Vir enige persoon wat regtig wil betrokke raak met jong mense of nie net by jong mense, maar in die kerk wil betrokke raak en tussen mense betrokke raak is as jy regtig die 'n verskil wil maak of jy besig is of nie besig is nie. Jy gaan 'n plek kry. Ek bedoel ons self is betrokke ook by cricketklubs. Alright. Vir die pure rede is net dis nog jong mense wat ons aanraak. Net deur daai liefde, net deur daai tyd om te spandeer. So is ou besig. Ja, ons is besig. Maar weet jy wat, as kom die dinge van die Here, dan moet jy maar kies. No. So of die wêreld of God. Jy kan nie altyd nie. That's it. En dit is baie keer moeilik. Ek verstaan dit. Mense is besig. Maar as jy regtig besig, Sê vir my Frans, jou verhouding met die Here, persoonlike verhouding en die bediening. Ek sê altyd die skaal moet amper uitwees. Hoe belangrik is jou persoonlike verhouding in dit wat jy doen en om dit te kan doen wat jy vir die Here moet doen? en daar's nie onderhandelings met dit nie. Jou verhouding met God moet besonder wees. Jy moet regtig het pad saam met die Here loop, want jy kan nie met jong mense kom deel oor goed wat jy aan dink nie. En nie seker maak kom van die Here af nie. Yes. En om regtig 'n tyd saam met God te spandeer en regtig jou geloof te op plek te sit waar jy eintlik 'n aanraking is van 'n mense. Dit vat baie intensitiewe tyd saam met die Here. So dit is baie belangrik om regtig saam met die Here te wandeer en soveel as moontlik. Vir my is dit baie maklik. In die oggend as ek my kan aflaai en kom huis toe, het ek 'n uur of so dat ek saam met die Here kan spandeer en deur die dag ook. Ek bedoel ons is permanent besig met die woord van God by ons. Dis permanent in die kar, dis permanent waar jy loop, waar jy beweeg, tussen vriende en familie, by 'n braai dis altyd God. God is altyd eerste. En daai is wie is. Dit begin
dit begin wie Fransjo is. Fransjo nie die ou nie, maar Fransjo die ou man van God. Amen. En dit begin iets raak wat baie meer belangriker is. Is wat die skrif bevestig vir ons. Hy sê dat wanneer die Here jou begin seën, hy seën jou en jy word vol. So 'n blessing dat jy begin oorspoel. En ek dink dis van ons begin na daai Ja. punt toe gaan van bediening. Dit is. So as ek mag, wil ek bietjie delf net so klein aanrakingkie van jou pad, want ons hierdie hele Wild Horses gaan oor die stables situasie en dan ons moet iewers die ouens release. So jou Ja. pad kom daaraan en ons het so Burning Bush reeks wat ons of episode wat ons gedoen het. Ek wil net so vinnig tap as ek kan daarso. Wat was jou turning point in jou persoonlike lewe? Joh, en nie, dis nou ja, dit vat ons terug na die skool daartoe. En daar waar jy nog 'n man is. En jy weet, daar waar jy het is die groot koppe is en jy's deel van die main man op skool en jy ding en doen wat jy wil. Eenvoudige ding. En nie is dat ons het gekuier en 'n meisie van waar ek nooit gehou het nie. Sy het net my gekom en sê ons 'n bietjie beklaar gaan stryery en skielik goed en sy het vir my gesê, weet jy wat, die Here is lief vir jou. En net daai woorde Yes. het 'n radikale verandering gemaak. Dat jy begin betrokke raak het al met baie dinge. Maar en dat is 'n pad gestap hier nie. Dit is nie altyd 'n maklike pad nie. Dit is altyd moeilik. En dit is nie dis op en opdraai en afdraai. Yes. En dis 'n aanhoudende geveg in die wêreld. Yes. En die Here het ons op 'n punt gebring waar ons weer betrokke geraak het by die gemeente hierso. Okay. Waar ons regtig woord gekry het en regtig weer begin het bedien het. Ek het op 'n stadium vir my vrou gesê, weet jy wat, ek wil kerk toe kom, ek wil 'n kerkmens word. That's it. Ek wil nie weer betrokke raak nie. Yes. Dit is te veel. Dit is die politiek is te erg en ek goed en jy gaan oral te kry. Ja. En ons het betrokke geraak hierso en die groot ding is dat if God has a calling on your life, you can do whatever you want to. He will bring you back to the point where you have to be. Amen. Al is dit 40 jaar in my berg, hy sal jou terugbring op die punt Wow. waar jy bedien het, waar jy moet bedien. En ek bedoel ek het 40 jaar begin met of 20 jaar terug begin met die jeugbediening. Okay. En bietjie wegbreek daarvan want dit was te veel geweest en so die Here my weer gebring op 'n punt waar ek weer betrokke is met die jeug. So die Here bring jou wel terug op by berg, jong. En karakter, kan ek sê, speel 'n groot rol, Ja, nee, ek want jou karakter word gebou. nee, kyk, ek het vir jou sê daar is niks so erg soos 'n hamertjie en 'n spykertjie wat in jou geslaan word en die buiteltjie wat bykom en bietjie afskaal wat nou moet wees, dit is goed nie. So dit is 'n ongelooflike bouproses. Kyk, niemand kan vir my sê jy kom vandag en jou lewe is reg nie. Dit is 'n leuen. En ons het baie op kamp het. Ons mense gesê ja, maar as jy vandag jaar vir regie is jou lewe verander. Dit is nie so nie. My ma hoe meer jy nie nader beweeg of hoe nader jy in die Here beweeg, hoe meer kom die challenges. Hoe meer kom die dinge want die duiwel hou nie van wat jy doen nie. Yes. Hy hou nie van die feit dat jy 'n impak het op jong mense nie. Hy hou nie van die effek dat jy besig is om God se woord uit te bedien nie. En daarom hy sal jou elke keer potjie waar hy jou kan. So dis 'n chisel, chom. Dis daai hamer slaat hard baie keer en is baie keer is 'n bietjie seer en baie keer is dit nodig. Sê vir my jou grootste uitdaging, as ek een punt kan sit en jy kan praat hoe jy voel, die geveg teen nommers. Een week het jy 5, een week het jy 7. Hoe uitdagend is dit vir jou en hoe het jy verby dit gekom met die hulp van die Here? Kyk, ek het van die begin af gesê ek is nie ou van kyk van nommers nie. Okay. Ons het al gehad een persoon wat elke dag het. Okay. En ons het hom bedien, ons het lekker saam met hom gekuier. Maar dit het 'n effek. Dit het verseker effek want dit breek bietjie jou moed. Okay. Want jy kom vir die Here en jy raak stil. Al hier teen Woensdag begin jy al stil raak vir die Here en op 'n Vrydag raak jy stil vir die Here die dag en jy iets bedien of jy wil iets bedien en kom jy by die aand dan is jy een persoon hierso of 5 hierso. Dit breek jou moed. Die grootste challenge my en ek wil is die ouers. Ons ouers is nie meer bereid om 'n impak te sien op ons kinders nie. Okay. Ons as ouers is altyd maak om te mind, my kind wil nie luister nie, my kind wil nie dit nie, my kind wil nie dit doen nie. Maar wat is die fondasie wat jy vir hom gee? Yes. Soos ek nou net gesê het, omdat ons kinders wat by ons is wat 15, 16 jaar oud is, wat nie eens weet hoeveel boeke in die Bybel is nie, wat nie eens weet waar is Genesis of Matteus of Markus nie. Hulle het nie eens geweet in die Bybel is daar indeks nie. Ja. En nou is die ouers.
Want waar is die ouers, hoekom gee die ouers ook nie hierdie Die input of die insig, nie, yes. Kom spandeer die ouers nie tyd saam met die saam met hulle kinders in die Here nie. So ons bevestig daai as jy gekyk het en as 'n skrif wat dit bevestig, hy sê die volk gaan teen gronde vir 'n lack van kennis. En ek bedoel as soos hy Frans sal sê die ouers nie op plek is nie. En dis wat hierdie hele ding is. 'n Belangrike punt wat ek ook graag wil aanraak is wat mense nie verstaan nie. Hoe belangrik, want wat hierdie Wild Horses is 'n groep mense wat saam staan in dit wat jy doen. Diversiteit van mense, diversiteit van bedienings. Jou span en die span by Elroy wat agter jou staan in jou bediening as die jeugbediening. Hoe belangrik is daai span? Hoe belangrik is intercessors wat bid en intree? Het jy al een vrot appel gesien wat klom rondom ander klomp vrot appels? As daar een vrot appel is, dan is die hele bak vrot. En jy kan appels hoeveel keer was, hy bly vrot. Dis baie belangrik nie. Om mense om jou te hê om te bedien, te bedien, is baie belangrik. Die feit van die verhaal is, dit moet op 'n punt kom waar jy nie nodig het om te sê wat die ons moet nou saam bid vir 'n saak, of ons moet elke dag so mekaar kom. Dit moet 'n natuurlike ding begin raak. Jy moet weet, luister, ons bedien Vrydag aan. Kom ons begin nou bid. Nie nodig om by mekaar te kom te groep nie, maar ons weet dat ons as leiers al saam bid, al van op 'n maandag af begin ons al reg deur bid tot op 'n Vrydag. Selfs in die middags of vra as jy kom en ons by mekaar hierso. Selfs dan bid ons eers saam voor ons enigiets doen. Die intercessor is baie belangrik want dis daar na riem waarvan ons nie kan sien nie. Dis daar waar die grootste battles is. Yes. En as jy nie gereg is vir daai battles nie, sê ek nou vir jy gaan sukkel. Jy gaan hier staan met 'n rooi gesig die hele tyd. En jy gaan elke vuurige pyl van Satan voel. Voor, agter, middel, bo, oralste. So die intercessors en die tyd saam en die groep wie jy het is baie belangrik. Dit moet mense wees vir wie jy regtig omgee, maar vir jou omgee. Yes. Wat nie daar is om jou af te breek nie, maar wat daar is om jou op te bou. Wat daar is as hulle sien as jy nie plek is nie, maar kan instaan in die gees en in die waarheid en sê luister, ons kom nou, ons tree in vir Fransjo, of ons tree in vir Ilse of vir Johannes of vir Jukal en daai is baie belangrik. Want as jy dit nie het nie, mis jy dit. Yes. Ons het so 'n episode wat ons doen oor ons noem dit die 4 vriende episode. Van die 4 vriende wat hy verlamde man voor Jesus gesit het. En dit is so belangrik dat Jesus het geantwoord en gesê deur hulle 4 se geloof is sy genesing gekom. Yes. En dis wat jy op aanraak as jy sê dat daai groep om jou is, wanneer jy in daai posisie is wat jy nie verlam is nie, maar op die oomblik waar hulle geloof jou weer sal dra en jy jou leierskap kan vervul. Ek wil graag hierdie oomblik gebruik wat het jy, as jy kan iets sê vir die ouers, kyk vooral buite vir die ouers al buite, wat het jy vir hulle te sê, hoe kan ons hulle bemoedig of aanmoedig om deel te raak van die jeug, en ek wil amper sê die generasie wat die verskil gaan bring in hulle tyd. Jong, my woord wat is maar weet ek het laatst gebring en dis die feit dat ons invest in soveel tyd of geld in goed en ons invest so baie in wêreldse dinge in. Maar as ons net tyd vat en ons invest in ons jong mense en jou kinders in, sit die TV af in die aande, vergeet van nuus en Senelaan en al daai goed en spandeer tyd met jou kind. Leer hom van Jesus. Of op die punt as jy hom nie van Jesus dan laat hy jou van Jesus vertel. Maar raak betrokke. Ek bedoel dit is crucial dat die jong mense van vandag regtig weet dat daar 'n plek is op 'n Vrydag aand waar jy kan kom waar daar nie judgments is hoe jy lyk, ryk, aantree niks nie, maar nog steeds die liefde van God nog steeds kan aanbied aan mense. So dit is baie belangrik om daai vir die ouers om dit te besef. Ja, die kinders raak kwaad vir ons want ons het sekere principles waar ons lewe. Maar it's fine, wat beteken dit daar's 'n lek by jou huis aan die ander kant. Want dit is basiese huisreëls. Bly stil as iemand praat, daai goedjies. So ouers asseblief bring julle kinders. Dit is regtig crucial. Invest in jou kind. Want jy gaan op 'n stadium kom en dan sit jy hierso en dan huil jy oor jou kind wat nie dit doen of dit doen nie, maar jy ry die skip waarin jou kind is. En as jy nie skip skeef ry, dan gaan jou kind skeef ry. Ja, so Paul voeg gesê, en dit is baie belangrik wat jy sê, want ek dink sekere generasies, as daar nie input is gesit is nie, is dit stukkende mense, en dan stukkende mense is stukkende mense, en dan moet daar eers healing kom.
Frans, het was 'n rarige voorreg Baie vir my. dankie, dis my ook. Rarig om die mense daar buite. Ek wil net vir almal daar buite sê is dit is iemand wat sy hande in die trenches het, as ek die Engelse woord kan gebruik, wat face to face staan met dit wat hy is. Die jeugbediening is een van die uitdagendste bedienings. Hy is deel van die Wild Horses. Ek hoop hierdie ding het jou geïnspireer. Ek wil vir hom graag vra, Frans, as dit reg is dat jy vir ons 'n gebed sal doen Ja. om almal te seën en ook vir die ouers net 'n gebed te doen om hulle weer wakker te maak en te sê, weet jy wat, dis belangrik. Ons moet, hoe sal hulle sê, ons moet invest in die toekoms Ja. en dit is die kinders, want dis hulle generasie wat gaan moet staan vir hulle tyd. Natuurlik. Great stuff, jy kan vir ons vat. Onze Vader in die hemel is, Here, dankie vir die geleentheid ons het vandag, Vader. Here, ons kom by mekaar hier so, Here, en ek maak 'n reinigheid nou, Vader, om te sê, Here, dat ons kinders opbring na U toe, Vader. Here, maak nie saak hier waar hulle gaan nie, Vader, maar ons bid vir ons gemeenskap se kinders, Vader, ons skole, Here, ons onderwysers, Vader, want hulle die meeste impak, Vader. En daarom kom ek nou, Vader, en ek spreek 'n seënheid oor elke skool in hierdie dorp, Vader. Elke onderwyser, elke skoolhoof, Vader. Elke ouer, Vader, wat betrokke is, Here, by hulle kinders, Here, en selfs die wat nie betrokke is nie, Here, maak dat hulle betrokke raak, Vader. Here, gee ons die insig, Here, dat ons U woord kan uitlewe aan ons kinders, Vader. Nie uit lees nie, maar vir uitlewe, Vader. Here, mag ons strewe tot U te wees, Vader. Here, mag U die ouers se hande en voete seën vandag, Vader. En mag U hulle regtig net dra deur hierdie tyd waar hulle is met hulle jong mense, Vader. En ons weet dit is hardkoppige klop, Vader, maar ons weet U is die een wat voorsien, Here. U is die een wat herstel. Here, ons dankie bo elke ander naam. Amen. Amen. François, baie dankie. Vir almal daar buite, dankie dat jy ingeskakel het. Hierdie is so kritiek. Volg ons ander episodes, se kyk oor dat dit by jou input kan sit en dan hier en daar het ons hierdie Wild Horses wat aktief besig is. En hierdie getuienisse, en ek wil afsluit met hierdie skrif wat sê deur ons getuienis in die bloed van Jesus sal ons die wêreld wen. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Tot 'n volgende keer. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.